Nou is ons by boekie C1 en dit is die toepassing van 'n koninkrykskarakter. So ek moet vir jou sê, as jy hier uitgaan en jy niks geleer nie, dan moet jy terug gaan skool. Want ek dink, dit is wie dit toepas. Hierdie is wat jy moet doen. So jy weet wat jy moet doen, jy weet wat die effek wat jy moet hê, en nou kyk ons, hoe moet jy dit doen? Alright. So dit is baie. En ons is nog steeds in Matteus, en ons gaan 'n rukkie lank nog in Matteus wees. En hierdie, net onder die tema daarso, die noodsaaklikheid van geregtigheid. As jy highlighters het, highlight hom. As jy wil skryf, belangrik, skryf dit sommer 3 keer daarso. En julle ken nou die woord, die noodsaaklikheid van geregtigheid, met ander woorde, hoe noodsaaklik is dit om God se dinge op God se manier te doen, om die regte stand voor God. Alright. So kom ons kyk, die onveranderlikheid van God se woord. Ook baie belangrik. God se woord het nog nooit verander. Deur al die eeue heen bly dit presies dieselfde. So geen onderwerp, geen voorskrif het nou 'n nuwe betekenis gekry. Alles is nog identies dieselfde. Want God se woord is onveranderlik. So tot op hierdie stadium het ons 3 belangrike dinge uit Jesus se lering met betrekking tot 'n koninkrykslewe geleer. Eerste ding, in vers 11, in die eerste 11 verse van Matteus 5, het ons gesien dat 'n lewe in God se koninkryk die enigste soort lewe is wat ware geluk sal verseker. In 8 opeenvolgende verse sê Jesus aan sy volgelinge dat hulle salig of dan nou gelukkig sal wees as hulle die voorskrifte nakom wat hy by hierdie bergpredikasie gegee het. So ware geluk, en ons het dit nou baie leer ken. Tweede punt, in Matteus 5 vers 3 tot 12 spel Jesus vir ons die 8 vereistes vir 'n koninkrykskarakter uit. En na elke saligspreking vind ons 'n eienskap met 'n spesifieke gevolg of dan nou 'n beloning. In die derde plek bevestig Jesus die effek wat 'n persoon op sy omgewing sal hê nadat hy hierdie karakter aangeneem het. En ek weet daar kom hy nou dis laasweek. Hy sal sout van die aarde wees en hy sal lig van die wêreld wees. Sout voorkom bederf en lig verdryf duisternis. In die volgende gedeelte praat Jesus oor die onveranderlike krag van God se woord en hy klee elke valse gedagte uit wat hom beskuldig dat hy God se woord met sy leringe en optrede wil verander. En hierdie is baie belangrik. Ons gaan nou by dit uitkom en dit dui oor op God se geregtigheid en eie geregtigheid. Alright. En in Matteus 5 vers 17 sê hy, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Alright. Dwars deur al die eeue vind ons die wetteloosheid van mense. Dit is asof mense hulle nie regtig aan wetgewing steur nie. En ek meen, dis vandag eintlik nog erger as ooit. Prof. H.J. Berman van Harvard University in Amerika skryf hierdie tendens toe aan wat hy noem
die groot verlies van vertroue in wetgewing en godsdiens. By implikasie beteken dit dat mense nie meer wetsgehoorsaam is of wil wees nie, omdat hulle 'n gebrekkige vertroue het in die wetlike stelsel as ook die godsdienstige sisteme van ons tyd. Hy sê dat wette wat gemaak word om die gedrag van mense te beheer, sonder dat daar 'n basis van morele standaarde by die individu bestaan, nooit suksesvol toegepas sal kan word nie, omdat dit nie ondersteun word deur 'n geloofsoortuiging of 'n godsdienstige waardesisteem nie. So eintlik nogal rowwe woorde as mense vertroue verloor. En dis presies met die woord. As jy vertroue in die woord verloor, wat gebeur? Eintlik verloor jy jou vertroue in God. En eintlik tree ongeloof dan. En dan is dit nie meer so vuur en 'n passie vir jou. Want ergens het jy iets raak gelees of ek weet nie, het iemand vir jou 'n standaard gebring wat ergens in jou lewe die sin maak. En dan lyk dit asof jy dit nie kan vertrou nie. Kom ek sê vir julle een van die goeders. Hoeveel mense gaan daar of kom en hy vat die woord en hy sê vir jou wie wat daar's teenstellings in die Bybel. Die Engelse praat van contradictions. Nee, wie wat kan dit nie vertrou nie, want een oomblik sê hy dit en die ander oomblik sê hy dat. Ek meen, ons het mense gehad in die mentorgroep, 'n jong paar. En hulle was een van hierdie mense. Hulle het geluister wat ek sê en alles, ons het nie van dit gepraat nie, toe sê hulle vir my, ja, hierdie wat jy verkondig is nie waar. So, okay. Ek sê, ja, want ergens in die woord, ek kan nie onthou wat sy gedeelte het hy vir my aangehaal, nie sê hy, ja, lees hierso. En ek lees en daar staan iets van, so ek sê ek, gebruik nou my woorde, ons is bietjie baie jare terug. Hy praat van die ewige troon van Dawid. Dis iets in daai lyn, of Dawid se troon sal vir ewig wees. En hulle interpretasie van dit was, Dawid is dood, hy sit op die troon, so die woord lieg. Daarom glo dit. Want daar sal staan, ewige troon van Dawid, of Dawid se troon. En hoe meer ek vir hulle sê, okay, julle het my nou net een versie of 2 versies, kom ons lees die hele gedeelte, want ek kan jou waarborg, daai deel verwys, is eintlik 'n skrifverwysing na Christus toe, wat hy verwys wat op die troon van Dawid sal sit, en sy koninkryk sal vir ewig wees. Dis 'n direkte verwysing na dit. Maar omdat die woord, die skrifgedeelte, nou Dawid sê, maar ek meen, dis 'n profetiese skrif, is hulle vas by Dawid, maar hy sê, Dawid moet daar sit, Dawid sit nie op die troon nie, want Dawid is dood. Klaar. En, so in daai nou se kop, omdat hy nie verstaan nie, dat hy sy vertroue nou verloor, want hy het nou daai een versie gelees, en nie verstaan nie, en nou vertrou nie die woord nie, want in sy kop, is dit nie waar. Het hulle toe nou aangebly, het hulle toe nou uiteindelik weggekom? Nee, hulle het nie weer gekom. So dit is jammer, maar ek meen, ek het vir hulle probeer wys in die skrif uit. Maar as jy nie oortuig wil word, dis wat ek probeer sê, daai keuse wat jy het. Ja. Ek weet nie wat sy lesing was, dit was basies, of die week voor dit wat ons gelees het, dat, of was dit baie vroeër terug, ek het daai video geredigeer, waar hy gesê het daar,
as jy, dis gaan eintlik oor as jy doelbewus sondig, dan kruisig jy Christus in Ja, dit was laasweek. Dis laasweek. Ja. Nou, dis presies so, as jy nie hierdie goed aanvaar nie, dan verwerp jy in Christus se versoeningswerk. Ja, keer wat jy, ja, die verkeerde doen, die verkeerde... So, ja, so, ek meen, dit kom daarop neer, die woord is onveranderlik, hy het nog nooit sy krag en sy vertroue in dit verloor, want hy kan nie weer leef op, al sê mense. Alright, Dr. John MacArthur sê, if there is no religious absolute, met ander woorde onveranderlike, there can be no basis for real law. Want ek meen, die hele morele wet is vasgevang in hierdie boek. En ek het baie debat al gehoor waar Christene met ateïste en goeders debatteer. En die uitgangspunt van baie van die debatte is, as jy sê jy is 'n ateïs of 'n stedelik ateïs, en dat noem hulle daar evolutionist. Ja. Waar kry jy jou morele standaard? Want as jy glo in evolusie of 'n ateïs het, dan beteken dit jy het geen morele standaard nie. Daar's nêrens vir jou 'n wet wat sê dis verkeerd of is reg nie. Hoekom leef jy dan in 'n morele standaard? Waar kom dit vandaan? Kom net hier vanaf. Dis die enigste boek wat die morele standaard vir jou daar stel. Al die ander standaard of morele standaarde en al die goeders kry jy hier. Niemand het dit uitgedink nie. Kom nie vanaf. Ja, die res is mensgemaak. Ja. Enige ander iets wat sê, dit of dat is reg, waarom soos daar mense... Vat nou 'n eenvoudige ding, jy mag nie steel nie. 'n Ou wat nie in die woord glo nie, wat glo hy's 'n aap en goeders. Hoekom is steel vir hom verkeerd? Wie het vir hom gesê steel is verkeerd? Waar kom dit vandaan? Want ek meen, as jy glo, jy kom uit niks uit, jy was 'n bobbejaan, en om die waarheid te sê, veral as jy glo jy's 'n bobbejaan, die bobbejane vat my milies. Hulle steel, vat enige ding. As jy ietsie daar so neerlê en hy kom in jou huis in, dan vat jy dit of hy doen iets. Want dis sy natuur, is nie vir hom verkeerd nie. Want nou as jy 'n mens is, dan vra ek maar, jy steel. Ek praat nie van skelm nie. Ja. Wonder, hoekom steel jy? Nee, dis verkeerd. Wie het dit vir jou gesê? Wie het dit vir jou weergekom? Hoekom maak jy nie jou kinders dood of iets? Wie het vir jou gesê, dis verkeerd? Die rede hoekom jy dit sê is, van die morele waardesisteem, die woord. En die wette is gebaseer op hierdie morele standaard. Nou wil hulle God se woord uithaal. En raai wat? Nou raak ons wetteloos. Want ja, die basis is. Dis heel eenvoudig. Wanneer daar nie 'n vaste, inherente, morele stel reëls is, waarvolgens ons leef nie, sal elke dag sy eie standaard bepaal en mense sal daarby aanpas. En ek meen, dit is so voor jou liggend en jy sal eintlik sien dit is die norm vandag. Ja. 'n Paar jaar gelede was buite-egtelike en gay verhoudings 'n skande, omdat dit ingedruis het teen die godsdienstige en morele standaarde van die tyd. Vandag is daar klubs en straatoptogte om dit te bevorder, omdat dit 'n sosiaal aanvaarbare praktyk geword het. Nou moet jy weet, hierdie lering is geskryf, ek dink seker 15 of hoeveel jaar terug. Dink bietjie net aan dit. Daai tyd, toe skryf hy dit raak, hulle doen nou dit al. Ek meen vandag, ek wil amper sê, is dit so normaal as jy ietsie daaroor sê, dan jy verkeerd. Ja, dis gesê. Dis hoe erg dit nou al is. Ja.
So wetteloosheid is aan die orde van die dag, omdat die goddelose natuur van die mens vinnig agterkom, wanneer 'n wet geen fundament of onveranderlike verwysingspunt het nie. So wat ons net hier soveel wil sê, is as daar geen vaste, geen konstante is, die mens kom het vinnig agter, en dan oortree dit, as daar geen gevolge is, geen niks is. Vat nou maar net oor Stopstraat. Ons almal bly in Brits, en julle weet hoe gaan dit al op 'n Vrydag, en dit gaan elke dag so. Hoekom? Want in die ou tyd, as jy oor 'n Stopstraat gery het, en daar ergens iemand vir jou gekoekeloer en hy het vir jou afgetrek en 'n kaart. Daar was gevolg, en jy doen dit nie, en jy weet, as jy dit doen, dan nie moeilikheid. Ek meen, hy gaan jou aftrek, hulle oor is amper oral, al is daar net amper 2 van hulle gewees. Jy kan nie 'n robot skiep nie, jy kan niks doen nie, want dit is verkeerd, en die wet word ge-enforce, en jy weet dit is verkeerd. Vandag is amper alle stopstrate toegeken is. Om die waarheid te sê, dit is nie van so aard dat die wat eerste stop en eerste ry nie. Maar as 'n ou wat laaste stop en hy kan ook nog eerste ry, want dit gaan oor wie die vinnigste kan wegtrek. Dis amper die norm. Hoekom? Waar kom dit vandaan? Maar as geen gevolge nie. Wetteloos. En almal gaan oor tyd. So, hoekom gaan ek nou wag vir koos of wat ook al, ek ry. Jy het ons brieke, dis die norm. En asseblief moet dit nie gaan doen. Stop maar, ry mooi. Net nie kans te Nee. Maar verstaan julle waaroor dit gaan? Ja. En dan kan ons, jy kan na klomp wette in hierdie land toe gaan. Kyk oor die geelryne. En in Pretoria, dis die norm. As jy nie die queue wil wag nie, dan ry langs die kant verby, want die taxi's het gesê dis okay. Nou doen almal dit. Sien net taxi's wat dit nie doen nie. Almal. Tot die met die smartste sportskar ry is hier so op die gravel af. Tjok. En jou wat nog halfwys getrou is, sit in jou ry en wag. Jy kry nie kans nie, want hierdie ouens het 'n hoofweg hier langs die kant. En raak 'n norm. Ek meen, ek het nou die dag gewag. Want ek meen, julle almal weet dit seker, want julle kom op in die stede en goed, as ek ry daar, en ek sê vir my net, veral met die robotte wat nie werk. Hier so klomp gewone landsburgers, wat die traffic reguleer. Dis nie speedcops nie, Ja. dis niemand nie, dis gewone mense. En hulle verwag of geld nou vir dit, en al die karre gehoorsaam hulle. Almal stop, en daai ou vleis, en hy sê, vriende, hulle staan in die straat van hulle, hulle kom. Maar dis 'n ou, wat nie werk het nie, en toe word hy vrywillig speedkop. Dat het 'n paniek. Nou vra ek vir julle, is dit wetties korrek? Die karre loop en dan gaan dit beter as die speedcops. Ja. Maar julle verstaan, dis ver ons gegaan. En ek meen, as jy, ek het nou nog net video's gesien van mense wat hier in die Afrika lande in toe, daar lyk dit vir my na nag. Daar sal, en ek meen, hier by ons is dit ook nou weer nuwe ding. As jy kar nou verby gaan, dan gaan jy verby. Maar kom maar kar van vooraf. Dat is op die linkerkant verby. Jy gaan net verby. Daai ou moet of stop of aftrek of iets. En as hy dit nie doen nie, dan sit nou maar baie vir hulle altyd. Ons het eerste ons ondervinding Ja, na dat was- die dag gehad. So, ek wil van Pauline dit te verduidelik nie, maar ek moes dit nou maar net sê, want Ja. die bottom line is, ons almal weet dit, ons almal bly hierdie hele wetteloosheid, want daar's geen fundament, daar's geen konstante nie. En dit verander nog, al die goed verander nog. Ja, want die ding is, dis nou, en die woord sê dit, as jy dit doen, en as jy dit doen, en as jy dit doen, gaan jy die koninkryk van God nie erven. Ek bedoel so, daar is nie straf in nie, maar daar is, sê vir jou, wat gaan die gevolg wees? Nee, en dit is nou daai wat jy sê van, dit is die Christelike
grondslag of beginsel of norm waarteen ons werk. Maar dit is heeltemal, vandag is dit, daar is geen norm Dit is presies dit. En waar kom dit vandaan? Want in die ou tyd was dit nou nie so nie. Want sodra hulle die konstante, die basis, die fundament waarop hierdie reëls gevestig is, en hierdie morele standaard uit die samelewing onttrek het. Ek meen uit die skole uit die landswet uit alles uit. Die tree al hierdie goed in. Want niks het meer konstant of 'n vaste platform. Ja, dit is 'n wêreldse stelsel geword. Presies. Alright. Wanneer reg en verkeerd relatief of vaag is, sal mense die wet net vir 'n rukkie hou en dit daarna begin oortree. En dit is nogal kwaai. Onthou julle COVID? Hoe lyk die eerste week of eerste 2 weke van COVID en hoe lyk die laaste of die middelseksie van COVID? Want almal was bang en almal het gehoor jy gaan mofdood neerslaan en alles, jy moet 'n masker dra, jy moet dit, jy mag by niemand kom nie, en toe almal verveeld is, chak hulle die maskers en almal kyk na mekaar. Ja. Want toe kom almal agter, iemand lieg vir ons. Mense word siek, ja, maar die erg en al daai goed wat hulle gesê het gaan gebeur, het nie gebeur nie. Die mense het dadelik agtergekom en gesê, okay, sorry, julle het vir ons gelieg. Nou steur ons nie eens meer aan die realiteit van siek word. Want daar was nie feite, daar was nie grondslag, daar was goed, maar hulle het so oordrewe gemaak en toe die mense het agterkom, toe waar hulle niks. Maar daar was niks konkreets gewees. So, nogal net interessant. En net so bylas hierso. Jy kry mense wat soos absoluut wetsgetrou is. En hulle vat die eerste keer en hulle glo met hulle hele hart. En ek meen in COVID tyd, daai tyd was dit ook so, jy kry die mense wat nie masker, nie sanitizer, niks nie. Dan kry jy mense wat alleen ons ek al gesê na COVID nog masker dra en alles. Met 'n masker al. Net so. So, wys jou maar net, dit is nogal eintlik vir my nogal kwaai. En as dit sommer hedendaagse voorbeeld. Okay, kom ons kyk na die boekie se voorbeeld. Motorbestuurders tydens druk verkeer. Baie breek die wet om voor te wees. As 'n persoon geen morele fondasie het om ander mense eerste te stel nie, sal hy die wet breek sonder om 'n oog te knip. Dit bring ons by die vraag of daar wel so stel morele reëls of onwankelbare kode in die wêreld bestaan waarop ons wetgewing kan fundeer. Okay, dit bring ons eintlik by ons punt. Prof Berman sê dat daar net een plek is om so stel onwankelbare reëls te vind en dit is in die wette van die soewereine God. Wette van wankelbare basis, wat 'n wankelbare basis besit, het geen gesag nie, omdat dit nie op 'n absolute waarheid gebaseer is nie. Daar is net een absolute waarheid, en dit is God self. En as jy die Bybel het, dan kan jy dit sommer lees in Johannes 17:17. Heilig julle in u waarheid, u woord is die waarheid. So, tydjie moet ons dit ook net weer hoor. So, u woord, as ons sê hierdie is die woord van God, dan beteken hierdie is die waarheid. So, daar's geen ander waarheid buite hierdie. En dit is baie belangrik veral in 'n tyd van vandag. Want in hierdie, ons het al gepraat daaroor in hierdie AI era waarin ons leef, is waarheid 'n relatiewe begrip, presies wat hy hierso sê. Want jy weet nie eens of jy die persoon wat daarso op die video is,
kan glo wat daai persoon is nie, kan 'n komputer wees. So het hulle waarheid geblur. Maar daar's een waarheid en hy staan vas deur al die eeue heen, en dis hierdie woord. Alright. Sonder God kan daar nooit waarheid wees nie. Die moderne wêreld verkeer in al hoe meer chaos omdat die moderne mens homself probeer wys maak dat die Bybel vandag nie meer relevant is nie. In Matteus 5:17 sê Jesus: Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Vir 30 jaar leef Jesus in privaatheid en onbekendheid. En dit was waarskynlik slegs sy naaste familie wat die gebeure van sy geboorte en die woorde van die wat hulde gebring het kon onthou. Vir Josef en Maria, Elisabeth en Sagaria was hy die gesalfde, maar vir die Jode was hy net nog 'n Jood en hulle het hom dopgehou om te sien of hy die wet van Moses en die profete onderhou. Alright, die rede wat ons hierso net sê is, as jy die woord lees, dan lees jy van sy geboorte, jy lees van die wyse manne, jy lees van die herders, jy lees van Johannes, die doper en sy storie, en alles van daai geboorteproses. Dan hoor jy niks verder nie, dat hy die tempel besny is van Sagaria en van Anna, wat by die tempel was, en dan is dit stil. Dan die volgende wat jy lees, is 12 jaar oud, in die tempel. En dan sal niks verder, net daai stukkie van die 12 jaar oud. En daarna vind jy hom 30 jaar oud. Dit is net so openbaar die ding begin. So, wat in daai tussentyd gebeur het, weet ons nie. Maar die feit dat daar nie vir ons geskiedkundige feite is, die sê dit, hy het net 'n normale lewe gelei. Ek meen, vat nou soos die tempel, 12 jaar oud, kon jy duidelik agterkom, dat hy met daai skrifgeleerdes gerede toes het en hulle vrae gevra het, sê vir jou, al was 'n buitengewone kennis en honger na die suiwerheid van God se woord, en ek glo dit sal reg deur sy lewe wees. Maar daar's niks radikaals wat gebeur het, wat opgeteken staan. Nie wat ons van weet. En ek glo nie, dit is hy niks te doen nie. Ek meen, hy moes geleef het. Maar daar's nêrens geskiedkundig vir ons is opgeteken. Alright, so dit is op 30-jarige ouderdom vind ons waar eintlik alles begin. Dit is duidelik. Tot op vers 16 rig Jesus sy lering op die klein groepie mense wat reeds besluit het om hom te volg. Maar vanaf vers 17 spits hy sy lering toe op die selfregverdigende fariseërs en skrifgeleerdes wat God se woord kragteloos gemaak het deur hulle tradisionele interpretasie daarvan, terwyl hulle harte ver van God af was. So, hierdie is nogal baie kwaai. Julle moet nou, ek weet ons praat nou baie, maar julle moet fokus. Hy het gepraat van die saligspreker, karaktereienskappe, so, en daaroor het hy gepraat van die disippels, sy volgende. Jy moet so lyk, jy moet dit doen. En jy weet, arm van gees, sagmoedig, tree, hongerdos. Kies al die goeders. Maar toe gaan, as jy verder lees, dan op vers 17 sê die woord, nou praat hy met die skrifgeleerdes en die fariseërs. So die fokus lê nie meer by sy disippels, want hy nou vir hulle sê, hoe moet hulle lyk. Maar nou spreek hy hierdie skrifgeleerdes aan. Wat is die boodskap? Dit gaan oor tradisionele tradisie en selfregverdiging wat hulle gebruik het uit God se woord uit om die woord kragteloos
te maak. En ons het nou gehoor, alles wat ons nog gelees het. As jy 'n wet buite konteks vat, of uit die fondament uitvat, dan vat jy die krag weg. So as jy nou hierso leer, jy mag nie steel. Ons gebruik nou maar weer daai voorbeeld. Maar ek leer, die woord sê jy mag nie steel. Dis wet. En ek sê vir jou, jy mag nie steel nie, behalwe as jy regtig honger is. Wat sê ek nou vir jou? Daar is 'n skuifpad wat jou toelaat om iets te vat wat nie uit te behoor nie, want jy het 'n behoefte. Nou kom jy aan dan sê okay, dis dalk die intensie van hierdie ding, maar wat as ek nou 'n behoefte het na 'n kar? Ek het nie 'n kar. Nou gaan dit al daar. Wat as ek 'n behoefte het na dit? Jy verstaan, dan ewe skielik is die fondasie weg en dan kring dit uit en dan laat ek kies om enigiets te doen. Maar die wet was, jy mag stop. En omdat jy ietsie byvoeg, maak jy die deur oop. En dit is waar die klimaks nou begin lê. En dis wat mense lief is om te doen, en veral deur tradisies, met ander woorde van oorlewering. En dit is so kragtig dat mense begin dit te glo, meer as wat hulle die waarheid van die woord glo. So jy moet mooi hoor wat ek vandag vir julle sê, want dit gebeur, dit is nou actueel vandag. So die waarheid lê hier. En as iemand ietsie sê en jy wonder, verifieer dit uit die woord. So 'n goeie tyd is om te sê ja. Of dan nie, ek stem nie saam met iemand. Sê dan net iets. Wat sê jy? Ek sê ja. Okay, ja, amen. Julle kyk my so asof ek nou iets verkeerd gesê. Okay, ek wil nou net sê, julle doen nie nog van 'n tradisionele besigheid daarvan nie. Nee. Want julle kyk nie so stil. Okay. Ja, dit is net soos, dis nou soos iemand wat ek nou onlangs gehoor het, wat ook iemand wat nou die Here gevind het, en ook al baie kursusse en goed gedoen het, maar so ver as wat die persoon praat, vloek dan. Dan sê ek vir Henny, het is nie dat ek oordeel nie, want ek doen allewens ook alles reg. Ek sê vir maar, met hierdie, moet jy mos nou verander. En jy moet mos nou, ek bedoel, dit is nou soos om te sê, maar, weet jy wat, dit is nie so erg nie. Jy sal baie keer mense hoor wat sê, ja, maar daai woorde is nie so erg nie. Ek het dit ook gehoor. Mense sê, dit is nie so, maar jy moet net nie dit en dit en dit sê nie. Dis erger vloekwoord. Presies. Dis presies. Ja, en dit is wat ek nou sê, want jy kom ons nou op die punt wat jy nou sê, maar ek wil dit nie meer doen nie, want die Here, hy moes jou voorbeeld het, en hy nie dit geloof en doen nie. Dis soos mense wat, so sê, daar is die klein sondes en groot sondes nie. Of mense wat loop en jok. Nee man, dit is so net ou grappie. Eintlik besef jy dan, maar weet jy wat, ja, mens kan iemand se been trek en tipe van uitgevoerdernetjie doen of wat, maar so dat jy die waarheid dan ook weer sê na die tyd. Ek moet ons so sê die mens mag nie grappies maak of wat ook al nie. Party mense maak 'n norm daarvan, maar nee, eintlik ek het dit is 'n grap. Ek het geleen is 'n grap. Alright, ons kyk. In Jeremia 31:31. So, dis nogal baie. Een was Johannes 17:17. Hierdie is Jeremia 31:31. Staan. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Hierdie geestelike leiers met al hulle tradisies het hierdie skrif geken
En in hulle harte het hulle gedink dat die lang verwagte Messias 'n nuwe verbond met hulle sou sluit, wat sou beteken dat hy sy eie wette en reëls sou maak, wat hulle sou bevry van God se wette, wat vir hulle te swaar was om te onderhou. Die wet van God was vir hulle swaar om te onderhou, omdat hulle dit uit dwang onderhou het, sonder dat hulle God waaragtig lief gehad het. Hulle het dit nie onderhou vanuit 'n verhouding met God nie, maar in tradisie en seremonies. Dit is soos iemand wat verplig voel om elke Sondag kerk toe te gaan, omdat hy moreel gedwing word om dit te doen. Vir mense met 'n verhouding met God, is dit 'n vreugde, maar vir 'n persoon wat nie in verhouding met God staan nie, is dit 'n las, en ek wil amper sê of opsioneel. So, dit gaan oor die verhouding en jou mindset. As jy iets doen vanuit 'n wettiese oogpunt uit, word dit 'n straf, word 'n las, word 'n verpligting. Maar as jy iets doen omdat jy dit wil doen, is 'n ander dinamika. Alright. So het hulle, met ander woorde, hierdie mense met hulle tradisies, met hulle eie mensgemaakte persepsies geëvalueer. So het gekyk, party het gekyk waar hy optree, en ander het gekyk hoe en watter nuwe verbond hy met Israel gaan sluit. Op grond van hierdie motiewe in hulle hart, sê Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En so verklaar Jesus dat geen ander fundament as God se woord self is. Dat daar geen ander fundament as God se woord self is. Alright. Jesus het nooit gekom om God se standaard te verlaag, maar om aan ons te wys hoe om hierdie standaard uit te leef. Jesus neem die wet van God hier verder as net 'n uiterlike waarneming en wys ons dat God se wet gegee is as 'n onwankelbare, onfeilbare voorskrif vir ware lewe. 'n Voorskrif wat nie net ware geluk en vrede sal gee nie, maar ook ons karakter en gedrag sal verander, dat ons soos hy self sal lyk. In vers 18 sê Jesus, want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Wat beteken dit, Herman? Ons uiteindelik, doen moet verduidelik. Daar sal nie een jota of een titeltjie van hierdie wet ooit verbygaan. Ja, dit sal nooit, dan kan ek sê, normaal, maar met iedere maar een foto krijg. Ok, kom ons begin met. Weet jy wat is 'n jota en 'n titel? Die titel is soos jou... Nee, titel. Voor titel. Sorry, ek sê dit. Dis nie titel. Titel, yes, titel. Nee, titel is nie, titel weet Nee, ek. titel. Titel. Dis nie die verkleinvorm van titel nie. Kom ons gaan na hierna Amanda toe. Sy werk ten minste by Siemens. Ja, dit. Hulle werk seker met jotas of titeltjies. Ek gaan nou by Tannie kom. Tannie gaan. Ek vra. Wat beteken dit as hy sê nie een jota of een titeltjie van die wet sal ooit verbygaan totdat alles gebeur het? Nee, kom op met julle brein na die gang. Enige gedeeltetjie of enige klein ietsie. Klein, Alles in die wet. elke detailtjie. In die wet. Wat sê jy? Moet jy
Dis op die skool, so jy moet op die antwoord. Nee, oom, ek het nog nooit daar woord in my lewe. Daai woorde, 'n jota en 'n titel, wat ek nou gesê het, 'n titel, verwys eintlik na 'n leesteken. Dat hierdie woord is so belangrik, dat nie eers 'n leestekentjie sal verbygaan voordat die aarde verbygaan en alles gebeur. So vas staan. Die laaste detail wat daar staan. Ja, dat is op een hele andere plaats. Ja? Eigenlijk dat het wel anders verstaan. Dit is hoe onwankelbaar hierdie waarheid is. So, dis nie eens net die woorde wat daar staan, maar tot die leestekens wat daar staan. So, dit gee vir jou 'n bietjie 'n ander perspektief oor hoe onwankelbaar hierdie Bybel is. Want dis God se woord. En dan sê hy, alles sal verbygaan. So met ander woorde, hier sal niks meer oorbly, dan gaan hierdie nog steeds bestaan. Dis wat hy daar sê. Tot die leestekens sal bestaan. So hierdie woorde dui op die onveranderlikheid van God se woord. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So, die woord het nie verander nie. Kom ons gaan net so 'n bietjie verder. Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Ons het nou gelees van die woord sal nooit verander nie. Nie elke Jood of 'n titel sal verbygaan nie. En nou sê hy hierso Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Nou, as jy net uit jou hart uit kan dink, waarna dink jy verwys? Presies, maar daar's 'n spesifieke vers wat sommer dadelik vir my kwaai is. Want ons praat eintlik hier van die onveranderlikheid van God se woord, en dan sê hy, Jesus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. As jy vir my 'n bietjie blaai, dan gaan ons na Johannes toe. Johannes 1. Hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Alright. So ons praat van die woord, as hy onveranderlik is, dan maak hy 'n interessante stelling. Hy sê, die woord was by God en die woord was God. En ons sê, wat is hierdie? Dis die woord van God. Alright. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en as jy dit nou net so lees, alle dinge het dan deur die woord ontstaan, en sonder hom, sonder die woord, het die een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. So wat was die woord nog? Die woord was die lig. En dan sê hy, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So, vat nou net die laaste paar lesings, dan sien jy hoe vleg alles net in mekaar. Dan sê hy nou net, daar was 'n man van God gestuur, die naam Johannes was, hy het getuienis gekom van die lig, en dan sê hy, sodat almal deur hom sou glo. Dan noem hy stelling, hy, met ander woorde, Johannes, was nie die lig nie, maar hy moes net van hierdie lig getuig. En ons het nou ook sê, die woord was die lig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig was, aankom in die wêreld. En dan sê hy was in die wêreld, hierdie lig, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. So nogal kwaai, as jy daai gedeelte lees, dan vat hy eintlik alles bymekaar. En
hy sê hierso, Jesus is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. Maar as jy weet dat Jesus Christus is die lig van die wêreld, en ons het laasweek gelees van lig en sout, maar dan is hy ook die woord, want hy sê, want die woord was die lig, en die lig het in die wêreld gekom, en hierdie vers sê, Jesus is dieselfde, nog altyd, die woord is dieselfde, nog altyd, en ek meen, wat het alles geskaap? Die woord. Laat daar lig wees. Dit was 'n woord. Dit was niks fisies gemaak nie. Dit was 'n woord, 'n onwankelbare woord. Laat dit lig wees. Laat die son en die maan en alles tevoorskyn kom. Laat dit is elke keer 'n woord wat uitgegaan. En daai selfde woord is nog steeds dieselfde. Right, ons gaan aan. So dis bietjie side note. Ek nou niks eintlik met die direkte lees nie, maar dis net interessant om vir julle te wys hoe skakel als net in by mekaar. In Numeri 23:19 staan die volgende: God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. So hierdie is nogal kwaad. God se woord is onherroepelik en sy woord staan vir ewig vas. En weet jy wat was kwaad? Ek praat met iemand nou die dag en hy sê daar is God sy mind change. Ek sê vir die persoon, wow, ek weet nie hoe die gesprek nie, maar dit gaan oor, ek kan sê, dit is nie 'n ou wat vir die pad af is, ou wat lief is vir die Here, maar in sy raamwerk, weet, kan God iets verander. As dit sy wil is. Ja, maar, hy Ja, verstaan. bedoel, ja. Ek sê nee, ek verskil hierso. God se woord, wat hy gesê, kan nooit verander. Jy kan dit ook nie terugroep. Hy kan nie sê ek het 'n fout gemaak, ek het dit nie so bedoel, want dan staan dit vas. En hierdie skrif bevestig dit. Ek meen, hy is geen man dat hy sou lieg nie. So met ander woorde, hy het nêrens iets gesê hier wat 'n fout is, of 'n weerspreek of iets, daar's geen leuen daar. En dan sê hy ook, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Maar wag 'n bietjie. Staan nou nie God het berou dat hy mens gemaak het. Staan dit dan? Maar hierdie skrif sê dan, hy sal nooit berou. Kom op, toets jy dit. Staan nou nie weerspreking. Laat dit nou laat. Ek dit nie. Met die vloed, het hy gesê. Ja. Dis eintlik dat hy die mens kon maak het. Ja, Ja. Dit het gesê. nou praat net my, kom sê nou hierso, hy is geen mensekind dat dit hom sou berou nie. Dit is nie baie so. Want die Here is nie 'n mens. Ek vra hierdie goed vir julle, want dit is goed wat in die woord staan, dit staan daar. Ja. En jy Maar- lees dit. Dit gaan jou gooi. Jy gaan begin vra. As jy nie glo dat hierdie woord onwankelbaar vas is. Jy hoor wat ek sê. En daar's baie sulke gedeeltes. Daar's baie sulke gedeeltes in die woord wat lyk asof dit mekaar weerspreek, maar baie keer en baie van die gedeeltes is dit omdat ons dit nie kan verstaan. Daar word dit nie 'n patroon kan sit. Net so. So hierso sê hy kan nie lieg nie, en hy is geen mensekind dat dit hom sou berou nie. En dan gaan hy verder, dan sê, sou hy iets sê en dit nie doen nie. Met ander woorde, elke belofte in hierdie woord sal hy doen, hy sal dit vervul, of sal hy dit nie spreek en waar maak. So alles wat hier staan, sal gebeur, dit is waarheid,
dit sal nie herroep word nie en dit berou nie wat hy gesê. So, net sommer net te saai. Hy het gesê daai gedeelte met die vloed dit nog berou dat hy niks maak. Dit is nie 'n beroue dat hy sê wie wat Ek moes dit nooit gedoen. moes dit nooit gedoen. Dit gaan oor 'n berou dalk daai sonde toestand en alles. Maar onthou net, hy het reg aan die begin die einde verkondig. So dis nie 'n beroue van ek het 'n fout gemaak nie, want hy dan klaar die verlossingsplan in Genesis 3:15 al sê. So dit gaan meer oor die feit van die sonde van die mens. Ja. En ek meen, baie mense maak baie keer so uitspraak. Maar dis nie noodwendig 'n motief dat hulle dalk bedoel wat hulle nou sê daar. En dit is ook nie dat God nou 'n fout gemaak het in dit. Maar daai uitspraak gaan bloot oor hierdie intense sonde verval van die mens. Ja, eintlik meer 'n hartseer dat Dis Ja. presies. dit dat die Here so teleurgestel is eintlik. Dat Maar, die mense ja, dit kon doen. so, ja. So daar was baie detail daarin, maar ek wil nie lank daarop stil staan, maar het kom daarop neer, dat al lyk dit vir ons, met jou oog as jy dit lees, asof goed nie sin maak. Vertrou jy dit die Here, want hy sê goed vir 'n rede. Maar partykeer verstaan ons dit dalk nie daar. So as ons op hol gaan oor goed, en ons verstaan dit, en jy wil dit gebruik, dan al wat dit gaan doen is, dit gaan jou vertroue 'n skit gee. So my hele doel is om vir julle te sê, maak nou vas in jou kop, ongeag wat jy lees, ongeag wat iemand sê, daar's geen weerspreking, daar's geen fout in die woord van God. Al sê iemand dit vir jou, al wys hulle vir jou dit staan daar, dan sê ek nou vir jou, dalk verstaan jy dit net. En ons gaan nou op by 'n paar praktiese goed kom, ek weet in hierdie lesing, ek weet nie wat die boekie is of die volgende, dan gaan julle presies ook sien hoekom ek so sê. Want die mens interpreteer goed anders as wat God dalk goed interpreteer of dit doen. Alright, maar kom ons gaan verder. Daar so sê hy vir jou, 1 jota of 1 titteltjie verwys na die kleinste skryfteken in die Hebreëse alfabet. Hiermee sê Jesus dat selfs die kleinste stelling in God se wet deurgevoer sal word. As God gesê, sal hy dit doen en is dit onherroepelik. Ons moet maar kyk waar se, ja, ons gaan op die bladsy. In vers 19, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Met hierdie woorde, sê Jesus, dat elke mens wat sy woorde onderhou en ander so leer, 'n koninkryksbeloning sal ontvang. Hoe meer ons onsself aan God se woord gaan onderwerp, hoe groter is ons loon, en hoe minder onsself aan God se woord onderwerp, hoe kleiner is ons loon. En vers 20 sê dan, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En hierdie is een van die fokus skrifte van waar ons, ek dink dan nou volgende week verder gaan. Want hy sê hierso, julle ken al die woordjie geregtigheid en
hierso is Jesus self gepraat. Nou, net om weer te vervars, die skrifgeleerdes en die fariseërs was die mense wat die wet geken het. Dit was nie boosaards wat nie geweet het wat God sê nie. Hulle het die woord geken. Hulle het die wet geken. Maar dan maak hierdie stelling. Kom ons maak dit relevant vir vandag. Dis die dominee, dis die pastoor, die predikant van die kerk, waarvan hy dan nou praat, streng gesproke, in vandag se terme. En sê die Here Jesus, as jou geregtigheid, as jou stand voor God nie oorvloediger is, met ander woorde meer is as daai ouens, dan sal jy in die koninkryk van die hemel nie ingaan. Maar jy moet ook verstaan, die skrifgeleerdes en die fariseërs, die dominees en pastoor waarna hy hier verwys, is ouens wat wetties en tradisie gehandel het. Want hulle het hulle oorleweringe aangehou meer as die woord van God. En dis hoekom die Here Jesus hier stel. Het gaan nie oor iemand wat die Here gedien en waarlik weergebore is, weet. Hy praat nie van so 'n persoon dat jy nou meer oorvloedig is as so 'n persoon. Het gaan oor, en ons gaan ook daarby kom, het gaan oor hierdie oorleweringe en hierdie tradisies van hulle, want dit plaas 'n beperking op God se woord. En as jy wil doen wat hulle sê, dan moet jy daai oorlewering en daai tradisies handhaaf. En dit is vir show. Net so. Dis presies wat hulle gedoen. Om deur mense gesien te word. Alright, hy laaste woord dit word op bladsy. En hiermee sê Jesus dat geregtigheid 'n voorvereiste is om in God se koninkryk in te gaan. Dis die laaste bladsy. En ek weet hierdie woord ken julle uit julle kop uit, geregtigheid. Right standing before God. Om God se dinge op God se manier te doen. Right. Om in die regte stand voor God te staan. God stel nie belang in ons uiterlike godsdiens nie. Dit is nie wat die mense sien wat belangrik is nie. Presies wat Romein nou sê. Maar wat God sien. In Matteus 6:33 sê Jesus, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Met ander woorde, God se geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit beteken, doen eers God se dinge op God se manier en dan sal jy al die addisionele seëninge van God ontvang. In Romeine 2:13 sê Paulus, omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. So God wil nie hê dat ons allerhande seremonies en tradisies moet onderhou nie, maar dat ons in gehoorsaamheid, dat ons hom in gehoorsaamheid moet dien. Jesus sê, ek het nie gekom om die wet van my Vader te ontbind nie, maar om sy woord in liefde te vervul. In Christus word die hele wet vervul as ons luister na Jesus en doen wat hy ons beveel het, sal ons gered word. God se wil, met ander woorde, sy woord in ons harte vestig. Sal iemand vir ons daar Romeine 3:19 tot 31 kan lees. Kom, jy blad. Romeine 3. Herman Dat is staan daar, ek sal lees oor Romeine. Wat is dit Romeine? 3. Hoe wil jy nie? Net dan lees beter, ek sal volg. Ai. Okay.
Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kon wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maar maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Dit is eintlik 'n baie gedeelte, dit is 'n groot gedeelte. Redelik onverstaanbaar. Nee, dit is eintlik so fyn wat hy sê oor. Hy begin eintlik by die wet. En omdat die Here weet, niemand, geen mens kan daai wet hou nie. Almal gaan ergens val op daai wet. En ek weet as baie ouens wat God se standaard volg, dan vra hulle die mense, veral as jy mense wil vra wat weer wil aan, dan sal hulle byvoorbeeld sê, het jy ooit iets gesteel? Dan sal jy nou sê nee, maar dan sê jy, okay, het jy al iets gevat van iemand wat in jou hoort, iets opgetel daar, wat ook al. Nee, dis steel, of jy het so elementaire ding, dan sê jy, ja, het jy ooit begeer? Okay, ja, nee, want ek meen, wat van my kar wat jy wil hê? Ja, jy begeer. Okay, het jy ooit oorspel gepreek? Ja, nee, ek het nie. Okay, wat van my vrou wat jy na gekyk het, wat jy gehad wil hê? Jou vrou is, hoe nie, jy dit ook gedoen? So dan praat hulle so, dan sê hulle, maar eindelijk het jy wet oortree. En ek weet die ou, ek dink is hy Raymond of iets, dan sê ja, you are a lying, stealing, unfaithful thief of ietsie, maar daar's veel tweets. So eintlik gaan dit oor, die wet is daar, die wet is 'n tigmeester na die geregtigheid van God. Maar omdat geen mens hy wet kan hou, kom hy skrif en sê, omdat almal gesondig het, en dit ontbreek aan die geregtigheid van God. So met ander woorde, omdat ons almal gesondig het, kan ons nie regverdig voor God staan. Maar ons het nou gelees, dit gaan oor geregtigheid. Dan kom hy en sê, maar Christus het die wet vervul. En deur dit te vervul, het hy vir ons daai wet van geloof gegee. So dit ontbind nie die wet, maar dit gee vir die geregtigheid deur geloof. En dan gaan hy oor daai hele gedeelte oor geloof. Want jou geloof, en dan in daai gedeelte dan praat hy, hoe werk dit? Want hy het gesê, deur die kruis en die opstaan, en die versoeningswerk, het hy daai geregtigheid omkry. So as jy hom glo, dan word jy geregverdig deur sy bloed, asof jy nie gesond het, sodat jy in die regte stand voor God kom.
So as niks wat jy kan doen, daai gedeelte oor die werke en daai goed, as niks wat jy kan doen om die reg te staan voor God te kom, dan almal het gesondig. Maar deur geloof plaas hy jou, as 'n ander skrif wat dit ook mooi sê. Ek kan nie nou in die kop uit onthou nie. Maar het gaan daaroor dat jy word die geregtigheid van God in Christus. So, het gaan nie oor jou sonde, het gaan oor jou geloof en die prys wat hy betaal het vir jou. En deur dit word jy geregverdig. Deur dit verkry jy geregtigheid. En dit is al hoe ons in die regte stand voor hom kan staan. Right. Laaste paragraaf. Jesus Christus het die wet vervul deur volkome gehoorsaamheid aan die Vader en aan elke mens wat hom deur geloof aangeneem het, gee hy die geleentheid om weer in die regte stand voor God te kom. So ons kan volgende week dan aangaan